As die weer so lyk en dit is nog vroeg herfs, dan moet jy weet, hier kom 'n ding. Dan steek jy 'n vuurtjie aan en jy gaan na jou groen kruidenier toe of jou green grocer en jy kyk wat is daar op die rakke om iets lekkers te kan maak. Iets soos sop saam met vars gebakte brood. Ek het klaar die brooddeeg gemaak en hy rys nou hierso voor die vuur. Hy word al lekker warm gehou en toegehou. Wat ek wel gesien het was baie interessant. Eiervrug of brinjels en knolsellery. Ken julle dit? 'n Knolsellery. Eerste keer dat ek die ding sien en dit lyk vir my baie interessant. So hier begin die reis. Ek begin om my eiervrug gaar te maak, heel gaar te maak, en dit gaan saam met aardappels en die knolsellery in 'n pot gesit word om 'n lekker dik sop te kan maak. Hierdie eiervrug moet van kleur verander soos jy reeds kan sien. Intussen het ek die aardappels in blokkies gesny en ja, ek het dit sommer in my kosie gegooi en daar is die eerste eiervrug al reeds reg. Die ander een het nog so bietjie tyd om te gaan op die kole en dan daarmee saam lekker knoffel en dan moet ek hierdie knolsellery begin opsny. Iets wat ek nie ken nie. Ek het die knol in skywe gesny, net om dit makliker uit te sny om die skil af te kry. Ek verneem dat jy dit ook so kan braai in lekker olyfolie en dan maak jy 'n patty daarvan. So 'n tipe van 'n vegan tipe van burger kan nogals nie sleg wees nie. Hou maar die stasie dop, ons sal dit seker nog doen op 'n stadium. En dan het ek hierdie knol ook in klein 1 cm blokkies gaan opsny om dit net lekker gaar te maak. Nou braai hierdie knolsellery lekker saam met die eie en die knoffel om 'n lekker geur te maak en ook om hierdie knolsellery sag te kry. En dan het ek besluit om van bliksem speserye se dag 4 en vlam speserye te gebruik om hier oor te sit. Dis 'n baie spesiale spesery, heerlike rokerige geur. Ek dink hy gaan goed werk hierby. My beginsel met speserye is dat jy moet royaal gooi. Moenie terughou nie. Dit is altyd lekker so. En as hierdie knol nou 'n bietjie sagter gekook het, dan gooi ek my aardappels daarmee saam in. Volgende is om die eiervrug in 2 te sny en die vleis binne-in uit te haal en in die pot te sit. En dan ook so 'n bietjie bees aftreksel. Ek het sommer oxtail en die chili beef aftreksel gebruik daarvoor. En dan tyd op die kole. Wees rustig, ontspan en laat hierdie sop sy ding doen. Na so wat 'n uur is hierdie bedryf nou lekker sag. Ek het hom met 'n blender gaan fyn maak en toe het ek van bliksem se knoffel garlic sous gaan oorgooi en daarmee saam ook en gooi maar royal ja. En dan het ek ook van bliksem se jalapeno slaaisous gaan gebruik, vergeef my vir die slaaisous, maar net om 'n bietjie 'n byt te gee in hierdie sop. En dit saam met vars gebakte brood en botter, die ergste van die winter is verby.